Goeiemôre en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV en hierdie is nou ons literatuurkafee. Ek wil so een keer 'n week ook gesels oor Afrikaanse boeke en wat alles in die literêre lewe van die Afrikaner en Afrikaans aan die gang is. En jy sal ook sien hier onder in die winkel van Praag TV gaan daar ook twee titels verskyn waarna ons nou gaan verwys, onder andere na Kleinboer se kontrein en sommer my roman Moltrein ook wat nog steeds beskikbaar is. En jy kan dit daarteen 'n afslag gaan aanskaf. Jy klik net daarso op die omslag van die boek en dit vat jy daar na die outomaties na Praag TV se winkel toe. Wat kan makliker wees as dit? Nou ja, ek is vanmiddag bevoorreg om en ja, moet ook nie vergeet om op die kanaal in te teken nie en druk sommer op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou ek is vanmiddag bevoorreg om te gesels met ou vriend Henny van Koller. Hy was ook natuurlik 'n groot vriend van Jaap Steyn, die vermaarde taalkundige en eintlik historikus in Afrikaans. En Henny was self op 'n stadium voorsitter van die letterkundekommissie van die SA Akademie en hy was ook hoof van die Afrikaans departement by die Universiteit van die Vrystaat. So hy's 'n regtig kenner op die Afrikaanse letterkunde, Afrikaanse boeke en romans en alles wat daarmee saamhang. Goeiemôre Henny. Middag Dan, lekker om met jou te gesels. Nou vanmôre ons gaan 'n bietjie gesels oor die stad in die Afrikaanse roman, want of dit nou sê maar populêre letterkunde is of ander letterkunde of wat ook al, dit lyk asof daar nog altyd 'n negatiewe persepsie van die stad in Afrikaanse romans bestaan. So jy saamstem met so 'n stelling, Henny? Ja, ek sou saamstem. Ek sou nie sê in iedere en elke roman nie, maar oorwegend is die visie van die stad nie net in die roman vreemd genoeg nie, maar ook in die poësie is negatief. Daar was 'n studie gewees by RAI oor die Afrikaanse poësie en dit blyk dat dit ook maar in die poësie die geval is. Nie net trouens Johannesburg nie, maar die meeste stede in Suid-Afrika. Nou, ek dink daar's bepaalde redes daarvoor en ek dink een daarvan, wel, as mens nou jou artikel wat van 2006 lees wat jy daaroor geskryf het, dit het ook iets te maak met die hele aanloop na die Anglo-Boereoorlog, die verskroeide aarde en toe die arm blanke vraagstuk en soveel van ons skryers, so Seun van die Heever en Jochum van Brugge en vele ander het eintlik geskryf oor die verskriklike armoede van mense en dan ook hoe hulle in die stad eintlik die stad was 'n soort Sodom en Gomorra en dan hulle verval in sedeloosheid en dobbelary en alske tipe negatiewe gedrag eintlik. Nie waar nie? Ja, dit is so. Die stad staan eintlik teenoor die plaas van vroeg af in die Afrikaanse letterkunde. En hoewel die plaas bepaald nie 'n idilliese plek was nie, julle weet almal wat die plaas enigstens ken, daar was sprinkaanpla, daar was droogtes, daar was wat ook al verouderde metodes van landbou. So dit was nie 'n idilliese ruimte nie. Maar nogtans is die plaas gesien as die plek waar die Afrikaner nog 'n bietjie autonomie het en waar daar veral die hele kwessie van erfreg nog 'n belangrike rol speel, waar die patriarg in beheer is. En die stad was net die teenpool daarvan gewees. Eintlik as mense so kyk na die Afrikaanse romans van daardie tyd, veral die plaasromans, dan is enigiets wat uit die stad is altyd negatief voorgestel. As daar 'n vrou in 'n dorp is wat van die stad afkom, negatief. As daar 'n Jood is wat erns van die stad afkom of bande het met die stad, negatief. Afslaers ensovoorts. Dit word gesien as 'n plek waar eintlik die Afrikaner uitgebuit word, waar daar nie 'n godsdienstige besef bestaan nie, waar die mense gaan verval in drankmisbruik, prostitusie ensovoorts. So die stad was eintlik in 'n sekere sin die ruimte van verloedering en mense is gewaarsku, nie net in die boeke nie, maar ook in preke ensovoorts, om tog nie net na die stad toe te gaan nie. Maar nou, goed, as ons nou ek wil graag terugkom daarna toe, maar as ons miskien nou 'n sprong kan neem na die Here toe, meer onlangs.
Die meer onlangse romans wat sê nou maar van die jaar 2000 af verskyn het, daar rond tot op hede. Sy sê daar's nog iets van dieselfde daarbey betrokke. Sien mense nog steeds die stad op 'n negatiewe manier of is daar nou 'n verskywing wat jou betref? Ek wel, dit hang af natuurlik, nê. Watter romans jy lees, ek wil nie voorgee dat ek almal gelees het nie, of ek dink ook nie net mense moet oor romans praat nie, moet maar seker oor kortverhale ook praat. Maar ek dink veral na 2000 lyk dit nie vir my of daar 'n baie duidelike verskywing is nie. Een uitsondering is miskien iemand soos Kleinboer. Jy het net nou na hom verwys, die boek Kontry, maar die derde boek van hom is Hierdie Huis. En ek sou sê dat hierdie huis is hoegenaamd nog nie 'n idealisering van die stad nie, maar ten minste is daar 'n baie groter ervaring in daardie roman van die vermenging wat in jou wil waar die skrywer ook die letterlike skrywer woon, wat daar plaasvind, dat mense van verskillende kulture, agtergronde, rasse ensovoorts in redelike harmonie met mekaar kan saamlewe. Dit vind jy eintlik in vroeëre boeke nie. In die betrokke artikel plaas ek byvoorbeeld stukke uit Seun van die Heever se romans oor die stad, naas die van Kleinboer, en dan kan jy onmiddellik die reuse verskil sien. Daar's 'n hoegenaamd nog nie 'n kwessie van dat dit 'n idilliese plek is nie, absoluut nie. Maar wat wel gebeur is daar's 'n groter verdraagsaamheid. En 'n besef dat ja, kom ons sê maar net, as die stad gesien word as 'n sekere sin 'n metafoor vir Suid-Afrika, dat vreedsame saambestaan moontlik is, mits mens verdraagsaam is. Maar nou, een van die ironieë van die ekonomiese soort ontwikkeling wat daar in Suid-Afrika plaasvind deur die afgelope tyd, is dat dit lyk vir my asof Afrikaners, omdat hulle as dit ware deur regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging en so meer uitgesluit word van, of toenemend uitgesluit word van die hoofstroombedrywe van die groot maatskappye en so meer, is hulle meer en meer besig om weer terug te val op landbou en maar die keer ook op uitvoere. En daar's 'n geweldige oplewing in die landbou en wat uitvoere betref. En dis vir my nogal ironies, want dit lyk nou asof ons amper teruggaan na ons wortels toe, of iets van die aard. Ja, wel, dis interessant dat jy dit noem, want by Kleinboer, daar's 'n tamelike klomp literatuur wat gesê het dat Kleinboer eintlik inskryf teen die plaasroman, wat natuurlik hoegenaamd nie die geval is nie, want in veral die eerste boek, Kontry, is daar 'n sterk hinkering nog na die plaas. En ek bedoel nie net wat hy self sê, die verteller in die roman nie, maar ook wat hy doen. Met ander woorde, in sy agterou plaasie wat hy daar het in Jouwil, probeer hy eintlik, om die waarheid te sê, 'n paradys vestig, so 'n plaas, so 'n afgeslote ruimte waarin hy plante verbou ensovoorts. Dis eintlik 'n poging om iets van die plaas na die stad toe te bring. Maar 'n ander ding wat ek miskien wil sê wat hier meer verband hou, is die feit dat die Afrikaanse letterkunde, veral wat die verskuiwing van die plaas na die stad toe betref, eintlik in 'n sekere sin 'n soort van 'n literêre historiografie is. Met ander woorde, dit karteer die Afrikaner veral se geskiedenis. Hoe hy beweeg het van plaaseienaar tot verloopte in die voorstad, tot uiteindelik dan in die stad waar hy ook nog nooit heeltemal tuis was nie. Maar in die jongste tyd, ek sou sê in die jongste 10 jaar miskien, is daar 'n terughoudenheid, vind ek in ieder geval, by Afrikaanse skrywers om met dieselfde eerlikheid te kyk na die omstandighede rondom hulle. Ek vind dit nogal vreemd, veral in jeugverhale, maar ook in literatuur en gewone romans en kortverhale, dat die huidige situasie in Suid-Afrika baie selde krities bespreek word. Daar word min vermelding gemaak van regstellende aksie, baie min van plaasmoorde, en as dit genoem word, dan word dit ingebed in 'n soort van 'n diskurs waar dit dan gewoonlik spruit uit een of ander botsing van die verlede, waar dit so min of meer regverdig word. Dis enkele skrywers wat regtig geskryf het oor hoe Suid-Afrika en die hele veiligheidssituasie agteruit gaan.
En nou wonder 'n mens baie keer waarom dit die geval is. Dit lyk vir my met ander woorde, wanneer jy baie krities gaan skryf oor die huidige situasie in Suid-Afrika, dat jy dan gemerk gaan word as iemand wat staan teen die nuwe orde, wat skepties is oor die reënboognasie ideaal, wat in 'n sekere sin terughinker na 'n vroeëre bestel waar apartheid nog bestaan het. Dit lyk vir my dis min of meer die gevaar wat 'n skrywer loop. En ek dink baie van hulle skram dan weg om daaroor te skrywe en trek hulle miskien eerder terug in werke van 'n historiese aard, met ander woorde oor 'n vroeëre tydperk word geskrywe, of daar word op 'n ander manier geskryf. Liewerste nie maar 'n duidelike dokumentering van wat om hulle aangaan nie. Ja, dit lyk wel, ek het ook 'n paar vrae daaroor, want dit lyk vir my enerzijds asof daar nie soveel wat sal waagmoed by skrywers deesdae is nie. Kyk, want ek dink as 'n mens kyk na sekere van die oorseese skrywers nou, jy weet, ek dink nou veral in die Franse konteks wat ek nou goed ken. Jy weet, 'n ou soos Michel Houellebecq, jy weet, die een linkse koerant in Parys het geskryf na sy een boek wat hy nou so half geskryf het, wat is mos onderwerping, was die titel, dat die Islam Frankryk oorneem. Dit is so 'n skildering van dit wat gebeur. En een linkse koerant, Libération, het geskryf, hy het nou volledig die temas van die verregses in die Franse letterkunde ingebring. Nou, jy weet, jy sal nie so iets in Afrikaans kry, waar iemand so 'n soort van 'n totale dystopiese voorstelling van die land en van sekere politieke of sosiale maatskaplike tendense kry nie. Jy sal dit nie maklik raak Nee, nie. daar was sulke boeke gewees. Of miskien op Daar die was rand. wel sulke boeke, Dan, maar nie baie nie. Ek bedoel, as jy nou byvoorbeeld kyk na Piet Haasbroek, Ja, goed. hy het wel so 'n boek geskryf. Die boek is nie besonder goed ontvang nie. Dalk juis gedeeltelik daaroor. Daar's baie trekke daarvan in Horrelpoot van Eben Venter. So jy kry wel romans wat hierdie distopie as ware beskryf, maar ek dink tog daar's 'n terughoudendheid en daar's bepaalde verklaringe voor. Dink ek. André Lefevre het destyds 'n baie belangrike boek geskryf oor vertaling, en in daardie boek het hy eintlik gepraat van die term patronaatskap. Nou, patronaatskap is bekend in die middeleeue was 'n patronaatskap daardie mense wat ander betaal het om sekere kunsprojekte of kunsartefakte te skep. Dis nie net boeke gewees nie, maar dit was ook skilderye, dit was selfs later komposisies van bepaalde musici. Maar die patronaatskap is die mense wat die kitaar slaan. En in hedendaagse terme is dit 'n elitegroepering in die letterkunde wat baie naby staan aan die regering. En hulle bepaal wat is vandag aanvaarbaar en wat nie. As mens mooi kyk na jeugverhale, die kuising van jeugverhale, die wegneem van raspejoratiewe ensovoorts, dan is dit 'n baie duidelike poging om die boeke te laat inpas by die huidige klimaat. Ek sê nie dit is noodwendig verkeerd nie, ek sê net dit word gedoen, en dit gaan ook so ver dat as jy iets sou doen, sê, skryf wat teen die huidige patronaatskap se idees ingaan, dan word jy in 'n sekere sin uitgeban. En dan word jy gestraf. Nie net deur die feit dat jy aangeval word nie, maar deurdat jy byvoorbeeld ekonomiese verliese ly. Jou boeke word nie voorgeskryf nie, jou boeke word dikwels nie eens met ander woorde voorgeskryf of gepubliseer nie. Dit werk in die musiek so. Steve Hofmeyr is 'n sprekende voorbeeld. Weereens is ek nie besig om te sê pro of contra Steve Hofmeyr nie. Ek sê nie, die feit is dat hy dit gewaag het om sekere goed te doen wat vir ander mense binne die huidige klimaat onaanvaarbaar is, en hy is gestraf daarvoor. En dit sal op elke gebied so gebeur. Maar die teendeel is ook waar. Propageer jy die idees van die tenminste nou die patronaatskap, dan sal jy beloon word. En dit is dikwels ook ekonomiese beloning.
Nie Ja. net met ander woorde kulturele kapitaal nie. Nou toe ons nou Kleinboer se kontry uitgegee het, jy weet ek het vooraf gedink dat die boek gaan eintlik groot byval vind want dit beskryf die hele dekadente situasie in Hillbrow van die hoofkarakter wat by al hierdie swart prostituie langs gaan en dit is so half deel van die nuwe Suid-Afrika en 'n bepaalde soort oppervlakkige siening van bevryding en dis presies min of meer hoe dit uitgespeel het dink ek want ek dink Andrei Brink het 'n baie gunstige resensie daaroor geskryf en dit was ook in baie opsigte interessant want dit het 'n werklikheid uitgebeeld wat nie deel is van die alledaagse Afrikaner of Afrikaanse lesers se werklikheid nie. En wat ek dink op 'n sekere manier ken Afrikaners eintlik Johannesburg nie te goed nie. Jy weet hulle is so half daar rondom gegroepeer in sekere voorstede rondom die Aswilkop kerk en die Linden en kerke en hulle is nie eintlik so bekend met die res van die plek nie. So jy Ek sê dink jy's reg. ja, nee, jy weet in 'n mate ek dink op 'n paradoksale manier daar's ook 'n soort angel in die boek dink ek omdat dit skilder juis nie so 'n rooskleurige prentjie van Hillbrow en Johannesburg nie, maar ek dink vir die patronaatskap het dit voorgekom asof dit nou so 'n boek is wat so half die waardes jy het voorheen gepraat van die mengkultuur of die multikulturalisme asof dit 'n boek is wat dit propageer. Nee, ek dink jy's reg. In Kleinboer is daar nog 'n groot deel van sinisme selfs in die tweede een ook. Werfsonde en ek dink in die derde een miskien in 'n sekere sin minder, maar ek dink 'n mens moet erken dat al hierdie tipe boeke wat 'n wêreld oopmaak wat die gemiddelde leser nie ken nie, word normaalweg baie goed ontvang. Ek dink nou maar net na poësie. Baie van die boeke wat gaan oor die wêreld van die bruin mens in 'n getraumatiseerde voorstede ensovoorts, soos Ronella Kamfer se debuutbundel, is bundels wat goed ontvang is omdat dit vir die gemiddelde leser wat heel dikwels nog steeds as gevolg ook maar van geld Afrikaanse mense is, dit eintlik 'n blik bied op 'n eintlik 'n plek wat hulle nie ken nie, op 'n lewe wat hulle nie ken nie. Waarde ook van hierdie tipe boeke, maar wat ook gebeur natuurlik is dat dit eintlik in 'n sekere sin soms die boeke oorskat word. Ek dink nou aan Abraham Philips se ook weer die gloeiende resensie van Brink daaroor, omdat Brink nogal daarvan gehou het dat daar vernuwing moet wees, ook wat tematiese vernuwing betref. En dan is hy geneig om miskien soms daardie tipe werke so rapsie te oorskat. Ek dink in die geval van Philips was dit so gewees, maar daar's 'n talle klomp ander voorbeelde van wat in dieselfde dampkring val. Ja, en mens sou sê dat die groter uitgewers ook eintlik graag voorkeur aan daardie tipe manuskrip sou gee. Neem ek aan. Hulle weet die soort wat 'n manuskrip wat inpas by die idees van wat jy genoem het die patronaatskap wat die soort ja, multikulturele wêreld vooropstel. Maar nou ek het gewonder, dink jy dit sou moontlik wees om 'n positiewe ervaring van die stad in Afrikaans in 'n boek te vergestaal of uit te beeld? Sou dit noodwendig in die verlede moes plaasvind of kan dit selfs in die hede 'n bepaalde ervaring of miskien 'n nostalgiese ervaring daarvan wees? Ek weet nie of kan jy dink aan 'n boek of boeke wat so iets probeer regkry? Kyk, ek wil net eers sê dat veral wat die gay literatuur ook betref, dis ook boeke wat goed ontvang is omdat hulle weer eens 'n wêreld oopgemaak het vir baie ander lesers van Afrikaans wat nie die wêreld ken nie. Ek praat nou van Dani Botha, ek praat van Johan de Lange, veral Koos Prinsloo. Hulle is almal goeie skrywers gewees
en maar het almal eintlik met skokkende stories voor die dag gekom, en selfs in hulle boeke wat meestal in die stad afspeel, is die stad maar negatief. Word dit nog steeds gesien as 'n plek van eensaamheid, van buitestanderskap, van vervreemding ensovoorts. Maar ek kan geen rede sien om jou te antwoord nou spesifiek waarom jy nie so 'n boek sou kon skryf nie, want ek meen dit is tog nie in alle literatuur die geval nie. Ek bedoel is tog nie so dat dit in die Nederlandse letterkunde of die Franse letterkunde die stad negatief altyd beskryf word nie. Dis vir baie mense die natuurlike ruimte. En ek kan dink dat dit ook in Afrikaans kan gebeur. Waarom nie? Ek dink ook nie alle mense wat in 'n stad woon is noodwendig ongelukkig daarmee nie. Al wat gebeur in Suid-Afrika, wat dit natuurlik uitsonderlik maak, is dat ons stede nie meer veilig is nie. En Afrikaanse mense dikwels nie in die middestad van stede meer woon nie. Ek praat nou van Johannesburg byvoorbeeld, selfs Pretoria, Kaapstad toenemend die geval. Maar ek bedoel daar's in beginsel niks wat verhinder dat iemand 'n positiewe beeld oor 'n stad kan skryf nie. Veral ek dink sekere verhale van Henny Oukamp wat in Johannesburg, ten minste in Kaapstad gesitueer is, het nie so verskriklik negatief geskryf oor die ruimte nie, as eerder oor die problematiek van hom of van die tipe mens soos hy was, van eensaamheid en al daai tipe dinge. Maar ja, ek dink miskien is jy die ou om te doen. Ek bedoel jy het tog al 'n klaar 'n goeie stadsroman geskryf, hoewel dit nou in Frankryk gesitueer is, maar selfs Sonneskyn en Chevrolet was al eintlik in 'n sekere sin 'n stadsprosa geweest. So ja, dit is nogal waar. Ek het toe ek jou artikel lees en ook jou kommentaar, toe het ek daaraan gedink, en daar's eintlik seker min mense wat ek is seker al langer as 40 of 50 jaar in Johannesburg, en jy weet ek het die hele ding gesien verander ook van wat dit was tot nou. En ek het ook 'n belangstelling in die argitektuur, en jy weet daar's soveel interessante geboue in die plek, en ook natuurlik in Pretoria. Daar was byvoorbeeld 'n Duitser wat hierheen, ek dink sy van was Haak of iets, wat hierheen gekom het in 1935, en hy en 'n klomp ander Afrikaner argitekte in Pretoria het 'n hele eie soort van siening van argitektuur vir ons plaaslike omstandighede binne die moderne kader ontwikkel, en hulle het soveel geboue ontwerp en so meer in Johannesburg en in Pretoria, en hulle het selfs in woonhuise en selfs ook in hulle township argitektuur het hulle al daai beginsels toegepas. So daar's soveel wonderlike dinge om te ontdek, selfs nou nog in hierdie stede, in jy weet in weerwil van die onveiligheid en natuurlik misdaad en alles wat daarmee saamhang. Maar ek voel, ja, iemand moet miskien daaroor skryf, dat hierdie wêreld, al is dit nou tans 'n vergange wêreld, of hierdie wêreld wat was, behoort eintlik uitgebeeld te word. Ja, ek dink net die mense hoef altyd nostalgies te skryf in die sin van dat jy wegvlug van die hede in terme van om die boek te gaan situeer in 'n ander era nie. Maar as ek het groot geword in Johannesburg, eintlik in 'n voorstad in Florida in die 60er, 70er jare, en ek het gestudeer by Wits, en ek dink net in 'n sekere sin was dit opwindende tye. So ek dink dis 'n wonderlike tydperk om waarskynlik 'n boek te situeer, omdat dit so tye van oorgang was op elke gebied, die modes en die musiek en alles. Maar ek dink 'n mens moet maar ook oor die huidige tyd skryf, waarom nie? Ek dink nou net aan Fanny Nodé, so toe jy dit nou genoem het oor die argitektuur, sy Die Derde Spoel, wat nou 'n baie goeie roman was, volgens my, want ek was destyds die verkenner van die letterkunde kommissie toe die boek die Hertzogprys gekry het. So ek het hom aanbeveel, en ek dink dit is 'n verdienstelike boek, maar dit speel nou af in ander stede in Europa ensovoorts, maar die beeld van die stad daar is baie negatief, en ook die argitektuur is negatief. Dit is asof die brutalistiese aard van baie van die argitektuur wat hy beskryf, in 'n sekere sin die individu
aan bande lê en hom eintlik verswelg en miskien onderdruk. En dit was vir my nogal opvallend geweest, omdat ek gedink het normaalweg sou jy dink dat so 'n roman wat veral van iemand wat nou in die weermag was en so aan wat nou loskom van al hierdie bande van die verlede 'n bevryding sal voel in die buiteland, maar ek het nie die boek so gelees nie. Wel, dis my ek dink daar's my ook 'n baie interessante aspek aan die Afrikaner alhoewel ons nou so, jy weet, ek dink ons idealiseer die plaas en die platteland. Daar's mos hierdie liedjie van die polisiekar orkes wat sing wat die hemel is op die platteland of iets van die aard. Dis die titel. En ek weet nie of die hemel altyd die platteland is nie. Jy weet in benewens dit, ek dink daar's ook 'n bepaalde modernisme by die Afrikaner, jy weet, en ons is so oop vir tegnologie en nuwe dinge. Ek dink hulle sê dat Suid-Afrika was een van die lande waar selfone byvoorbeeld die vinnigste pos gevat het. Jy weet, almal wou onmiddellik net 'n selfoon hê, terwyl in baie van die ander lande het dit tyd gevat voordat mense gewoond geraak het aan die idee om 'n selfoon saam met jou rond te dra. En ja, en ons aanvaar, wel, ek dink ook in die letterkunde, sê maar van die 60er jare af, is daar ook so 'n versigtiging na nuwe dinge, jy weet, en nuwe forme, nuwe maniere van jou uit te druk. Dis verbasend eintlik dat ons nou nie of ook die modernistiese in ons stede kan waardeer nie. Al hierdie fantastiese moderne geboue wat dikwels deur Afrikaner argitekte ontwerp is en hoekom en die leefwyse wat daarmee saamgegaan het. Want dis jy praat ek was nie bewus daarvan dat jy ook eintlik by Wits gestudeer het nie, maar jy weet toe ek was natuurlik in die koshuis by Help Mekaar en jy's reg daar binne in Braamfontein, eintlik op die rand van Braamfontein. Ons het altyd gepraat van oor die bult gaan. En as jy oor die bult gaan daar in Mellestraat, dan is jy in Braamfontein wat amper 'n verlenging van die middestad was. En so jy en dan daar was ook die drie susters kerke in die Braamfontein. En daai woonstelgeboue wat jy seker met Manhattan of waar ook al kan vergelyk, daai hoë woonstelgeboue daar rond. Hulle was vol Afrikaners wat Sondag kerk toe gekom het. Jy weet, dit is eintlik ongelooflik. Ek dink daar bly nou meer 'n enkele Afrikaner in enige van daai geboue. So daar was 'n bepaalde stadservaring gewees destyds. Jy weet, waar mense regtig in 'n woonstelgebou in die stad in 'n betonoerwoud of wat ek al gewoon het, en daar's eintlik so min wat van daardie soort lewenswyse wat in romans dink ek beslag gekry het. Want soos jy sê, jy verwys ook daarna 'n paar van mense soos Etienne Leroux en so wat eintlik ook maar 'n taamlike negatiewe uitbeelding gee van die stad, as ek dit nie mis het nie. Ja, kyk, die ding is natuurlik net 'n interessante studie sou wees om die modernisme waarna jy nou verwys het as 'n beweging, maar ek bedoel die modernisme het eintlik sy ontstaan gehad in stede. Ek bedoel veral in Parys. Ek bedoel al die mense wat met die modernisme byeen was vanuit Amerika, jy kan maar al die groot skrywers van daardie tyd soos Miller en Pound en Eliot en al die mense wat saamgetrek het daar in 'n hele klomp skilders en digters uit Nederland uit later ook. As jy mooi daaraan dink, is dit 'n stadsbewussyn gewees wat jy dan gekry het. Miskien is dit hoekom die groot trefwoorde van die modernisme was eintlik gewees, jy weet, vervreemding, isolasie, en hoekom daar so baie romans in die modernisme was wat beteken wat eintlik geskryf is uit die kwessie van 'n perspektiefroman. Met ander woorde, asof jy kyk, jy's los en dan kyk jy na dinge en jy beskryf dit as observasie, dis waarneming. Nou, die Afrikaanse modernisme is eintlik die 60ers. Ek weet nie of jy daarmee akkoord gaan nie, maar eintlik as jy mooi dink aan al die teorieë van Brink, dan is dit eintlik modernistiese teorieë wat hy gepredik het. En eintlik Brink en Leroux en Barnard en in 'n minder mate Breitenbach, maar 'n hele klomp ander is nie mense wat stadsmense was. Ja. Ek wonder of dit nie dalk 'n uitwerking gehad het nie.
Dit is so, ja. Ja, want ek het iewers gehoor dat iemand het gesê dat Ander en Brink hou nie van 'n stad nie. Dis hoekom hy jare lank op Graamsstad gewoon het. Hy hou nie, hy het nie van 'n stad gehou nie. Jy weet, en ek dink sy hele, as jy mens kyk na sy kinderdae of iets, sy pa was mos 'n landros wat rondgetrek het. Het hy waarskynlik in klein dorpies meesal gewoon. Ja, Potchefstroom, ek bedoel, dis 'n plek waar hy gestudeer het, maar dink ook aan Leroux, want ek meen wat elke jaar sy vakansie gaan deurbring het in die stad in Kaapstad, wat was hom 'n groot aanvanklik later na onderus toe, maar dit was hom 'n groot ervaring. Maar dit was net 'n kwessie van 'n bepaalde tydperk. Verder het hy geïsoleerd gewoon op 'n Vrystaatse plattelandse plek. Ek bedoel, meer plattelands as Koffiefontein kan jy waaragtig nie kry nie, né? En ek bedoel, so kan jy ook maar gaan kyk met Barnard se verskriklike verknogtheid aan die Laagveld en so aan. Ek dink eers, dis nou 'n baie gewaagde stelling, want ek kan nie praat oor goed wat ek nie ondersoek het nie. Maar eers het daardie feit het ook gefigureer, dink ek. En die feit dat die Afrikaner eintlik nooit die skrywers as 'n groep, meerderheid, ooit stadskrywers was. Jy is heeltemal reg. Ja, en dit is wat my so getref het van jou artikel, jy weet, toe ek net nou lees, want ek het self so half 'n vermoede gehad van daar is nie, jy weet, soos jy sê, in soveel ander kulture en letterkunde is wat ook al, nou Londen of Parys of Amsterdam of Berlyn of wat ook al, of Moskou selfs, jy weet, as jy daai klassieke Russiese romans lewe, jy weet die toneel begin reg in die middel van die stad, jy weet. Dan vind 'n mens dit nie eintlik in Afrikaans nie, en ek dink ja, dit het iets te maak met een of ander vervreemding, en miskien omdat die stad so Engels was of wat ook al, het hulle vervreemd daarvan gevoel en gevoel die Afrikanerse wêreld is meer die platteland. Die platteland is die hemel en die plaas en die kleiner dorp en so meer, maar dis ja, Kyk, is interessant as jy nou ek het nou na die studie vandag 'n bietjie gekyk weer oor die poësie. En dit is is nou nie 'n dawerende studie dink ek nie, maar wat interessant is dat as jy gaan kyk na die skrywers, na die digters wat nou oor die stad gedig het, is daar maar min van hulle wat werklik in die middel van die stad gebly het. Iemand soos Elisabeth Eybers, iemand soos Ernst van Heerden, S.J. Pretorius, om nou maar met hulle te volstaan, is mense wat almal in Johannesburg gewoon het, maar nie in die kern van Johannesburg in 'n woonstel gebou nie. Hulle is almal redelike goeie mense gewees. Ek bedoel, Elisabeth Eybers en Albert Wessels het in 'n geweldige mansion gebly in die voorstede amper op die rand van Johannesburg. So iets, ja, dink ek. Ja, duur plekke, jy weet, en ek bedoel selfs Ernst van Heerden het altyd in die beste buurte gebly. S.J. Pretorius het nou nog verder uit die stad gebly. En tog is hulle poësie eintlik almal maar redelik negatief oor die stad ook. Ek bedoel dis werklik waar nie dat hulle die plek in hulle poësie oorwegend aangegryp het nie. Ja, nou wel op daardie noot baie as jy tot hier gekyk het, baie dankie aan al die kykers, en moenie vergeet om die kanaal in te teken nie, en kyk gerus dan na ons boeke in die boekwinkel. En lewer 'n kommentaar of jy hou van sulke tipe programme oor die boeke en letterkunde. Ons wil dit een keer 'n week hier doen, want ek dink daar's soveel interessante temas om oor te gesels en interessante boeke in Afrikaans om oor te praat. En lewer gerus kommentaar en gee u mening daaroor. En tot volgende keer dan, totsiens, en baie dankie Henny vir jou bydrae vandag. Dit was regtig Dankie Dan. fascinerend.